Goeiedag, dit is Woensdag die 29ste Januarie 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vandag, leef met aanmoediging. Leef met aanmoediging. Ons is reeds goed aan die gang in die nuwe jaar in. Op 'n drafstap is ons besig om vorentoe te beweeg. Januarie lê op sy rug en ons het al amper vergeet van Desember se vakansie en die feesseisoen, toe ons 'n bietjie kon asem skep. Miskien is jy reeds oorweldig met die stres wat die nuwe jaar inhou. Dalk is jy 'n boer of werk jy op 'n plaas, besig om te oes in die hoogtepunt van die oesseisoen en jy wonder of daar nie meer ure in die dag kan wees om alles gedoen te kry nie. Gepaardgaande met die bekommernis oor gehalte, pryse en aankope of uitvoere. Of 'n sakeman wat lone moet betaal met die druk van sake wat in Januarie stadiger as gewoonlik loop. Of die druk van kinders en finansies terug in die skool. Of 'n onderwyser wat kop bo water moet hou in die begin van die nuwe jaar met menige aktiwiteite, 'n nuwe klas en druk in die onderwys. Dalk is jy besig om voor te berei vir jaareinde en die syfers swem al voor jou oë. Of jy is 'n administratiewe beampte of 'n ambagsman wat meer as een mens se werk moet doen met te veel werk, druk, spertye of nuwe uitdagings in jou werk, dalk 'n nuwe werk. Of dalk is daar ander bekommernisse soos gesondheid, finansies of iets derglik. Soms kan dit voel of ons onder die druk van die lewe gaan swig, of alles net te veel is op daardie oomblik. Of miskien is dit net die al ewige besig wees wat jou onderkry en jy het dalk nog nie behoorlik kon rus nie. Slaap of genoeg slaap is dalk 'n luukse wat jou nie beskore is nie. Miskien voel jy nie nou op die oomblik so nie en is jy eintlik op 'n goeie plek. Geestelik, emosioneel, finansiëel, verstandelik of liggaamlik, maar tog is hierdie boodskap steeds vir jou. Sonder om 'n negatiewe doemprofeet of realist te wees, ons almal weet die lewe is nie altyd 'n Sondagmiddag uitstappie op 'n kalm dam sonder golwe nie. Al wens ons en begeer ons dit almal. Die lewe gebeur en die golwe slaan soms teen jou lewensbootjie. Dit is nie altyd negatiewe omstandighede of goed wat met jou gebeur nie, maar iets soos jou kind wat na 'n nuwe skool toe gaan of dalk hoërskool toe is. 'n Kind wat laas jaar matriek geskryf het en nou universiteit toe gaan. Jou huis wat skielik leeg is. Dalk moet jy of jou eggenoot wegwerk of baie van jou huis al weg wees. Dalk het jy self met 'n nuwe werk begin of 'n bevordering gekry. Of dalk het jy na 'n beter huis of 'n ander omgewing verhuis. Dit kan alles positiewe veranderinge wees, maar dit gaan steeds gepaard met stres, aanpassing en leer om binne die nuwe werklikheid te funksioneer. Dus jy mag dalk later in die jaar of volgende jaar of ergens vorentoe hierdie soort druk beleef. Vanoggend wil ek vir 'n oomblik stil staan by aanmoediging. Die doel van Woensdag Motivering is om jou aan te moedig. Vandag of jy nou 'n moeilike, uitdagende dag het of 'n maklike dag, seisoen of lewensfase beleef. Maar ek wil dit een stappie verder neem. Ek wil jou bemoedig om ook 'n aanmoediger te wees. Selfs vandag, selfs as dit nie waar jou gedagtes, hart of emosies is nie. Soos Josef. Josef is deur die ergste goed in die lewe waardeur 'n mens sekerlik kan gaan. Hy is verkoop as 'n slaaf, valslik beskuldig en onskuldig in die tronk gegooi en moet die gevolge dra van beloftes wat verbreek is. Tog hou hy vas aan God se droom vir hom en sy visie vir die toekoms. Hy hou vas aan God se beloftes en die feit dat God in beheer is van sy lewe, van die plek waar hy is en van die uitkoms. En dat God sy doel sal bereik met hom, met God se volk en uiteindelik in die koms van die Messias, die Christus. Tans kyk ons bietjie na die lewe van Josef in die gemeente. Josef word die voorbeeld van inspirasie vir ons. Hy leef met aanmoediging. Hy bemoedig ander aan en stel die voorbeeld. Hy werk hard, hy vertrou, hy glo en hy hou nie op nie. Genesis 45 vers 3 tot 8 in die Nuwe Lewende Vertaling. Ek is Josef, sê hy vir sy broers. Dit is wanneer hy homself bekend maak aan sy broers. Leef pa nog? Maar sy broers was stom geslaan. Hulle was uit die veld geslaan, want hulle het baie bang geword. Kom nader na my toe, sê hy. Hulle kom toe nader. Hy sê toe weer, ek is Josef, julle broer, wat julle destyds verkoop het en na Egipte toe gebring is. Maar moenie julle self verwyd dat julle dit gedoen het nie. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur sodat julle lewens gespaar kon word.
2 jaar hongersnood is verby, maar daar lê nog 5 jaar voor. In die tyd sal daar nie geploeg of geoes kan word nie. God het my voor julle uitgestuur om voorsorg te tref, dat julle en julle gesinne aan die lewe kan bly, en sodat julle 'n groot nasie kan word. Ja, dit is God wat my gestuur het, en nie julle nie. Hy het gesorg dat ek as Farao se raadgewer aangestel word, en ook as bestuurder van sy hele huishouding, en heerser oor die hele Egipte. In Psalm 23 vers 4 lees ons, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en die stok wat my gerus stel, of my beskerm en ondersteun. So hier is jou motivering vir vandag. Moenie ophou nie. Word bemoedig in Jesus. Lees Josef se storie en weet God is getrou, al is ons swak. Word die aanmoediging wat mense nodig het. Wees die voorbeeld en die lig, en soos die lyfoor hier in Woolsley die water na elke huis neem, 'n inspirasie vir die mense met wie jou pad kruis. 'n Voorbeeld van Jesus se liefde en omgee ten spyte van jou eie storms of jou voorspoed. Josef se storie eindig met 'n hoogtepunt. Ten spyte van die hongersnood wat oor die hele gebied geheers het. Josef het aangehou, nie verbitterd geraak of moed verloor nie, maar aangehou om te leef in die droom wat God vir hom gegee het. In geloof in God en vertroue van sy beloftes. Hy het aangehou om hard te werk en het gesorg dat hy gereed is vir die deurbraak wanneer dit kom. Hy het met verwagting geleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld wat ons uit die lewe van Josef kan leer. Help my wanneer ek moedeloos voel om te weet, my lewe is veilig in U hand, omdat Jesus reeds vir my die oorwinning behaal het. Help my om vir ander mense 'n aanmoediger te wees ten spyte van my omstandigheid of gemaklikheid. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag verder geniet en leef as aanmoediger vir die mense wat vandag en môre en die res van die week jou pad kruis. Dit is Woensdag met die motivering met Dominee Wilko. Lewe vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom totdat ons weer volgende week praat. Die Here seën jou oorvloedig.